Goeiedag, liewe vriende. Baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dis lekker dat jy vandag saam kyk. Mag jy beleef, terwyl jy met hierdie diens besig is, dat die Here naby aan jou kom en vir jou persoonlik kom ontmoet. Voor ons by die erediens deelkom, kom ons kyk na die gemeente afkondigings. Ons maak vandag klaar met ons kamerspreekreeks, waar ons vir 5 weke gekyk het na die boek Ester. So vandag lees ons saam uit Ester 4. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het. Onthou, die reeks en die Bybelstudies is elektronies beskikbaar. Daar's 'n hele klomp mense wat hierdie week verjaar. Baie geluk vir elkeen wat verjaar. Mag jy 'n heerlike verjaarsdag hê en 'n baie mooi jaar wat voorlê. Op ons voorbidingslysie bid ons steeds vir Hannes Spies en vir Pieter Pretorius wat behandeling kry. Ons dink ook aan ons kerkraadsvergadering maandag aand. Dit is ook lekker en belangrik om saam so vir die Here te bid. Ons gesinsdiens, die kategese program, begin bietjie te wissel, want daar's nou baie vakansie daar. Ons sluit Sondag af met ons gesinsdiens en 'n kategese, en dan is dit vakansie, en dan sien ons mekaar weer die 13de April, en dan nooi ons gesinne om deel te neem aan ons gewone paasprogram met die kruisdra en die sonsopkoms, en dan is ons weer terug op die gewone ritme van die 11de Mei af. Hou maar die afkondiging stop. Terwyl herfs so bietjie sy kop begin uitsteek, begin ons winterprojekte loods, die Medius winterprojek wat ons mos glasbottels bymekaar maak, die houers vol hoop om vir iemand eters te gee. Begin solank jou bottels bymekaar maak en vol maak, dat ons ook in die winter 'n verskil aan mense se lewens kan maak. Voor lydenstyd het ons of Paasfees het ons 'n baie wonderlike lydensmusiek aand wat Isabel vir ons reël. Dit gaan 'n interaktiewe belewenis wees met wat hulle noem 'n glasharp. So dit gaan sommer baie mooi wees. Die Palisander Kamerkoor lei ons, daar's ook 'n saksofoon, 'n tenor en 'n orgel. So maak seker jy woon ons lydensmusiek aand by op die 10de April en bring al jou vriende en familie vir 'n baie besondere belewenis. En dan onthou ons groot gemeente fondsinsameling is Nathaniel die 13de Augustus. Koop solank jou kaartjie en maak seker dat jy en jou hele familie 'n lekker plekkie kry. En dan ten slotte baie dankie vir almal wat dankoffers gee. Ons weet mense wat hierdie opname kyk, gee gereeld ook maandelikse bydraes. Jy moet asseblief nie ophou om te gee nie. Jy kan per EFT gee of ons het ook kaartfasiliteite beskikbaar of per SnapScan kan jy hierdie kodetjie afneem, die QR-code, al die inligting en skakels om 'n bydrae te gee is ook op die webblad. Ons is maar as gemeente baie afhanklik van bydraes, so help ons asseblief ook in die verband. Liewe vriende, dis die afkondigings, kom ons word stil. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Liewe vriende, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi jou om 'n pragtige stukkie musiek te luister vandag wat pas by die tema van die preek. Ons gaan luister na die gemeente se opname van die lied Jesus wat my lief het Heer. Maak dit jou gebed of sing sommer saam of geniet die musiek en mag jy ook beleef dat die Here naby aan jou kom in hierdie pragtige stukkie musiek.
Ons gaan vandag lees uit Ester 4, voor ons saam lees, kom ons bid. Here, baie dankie dat U ons lief het, dat ons kan sing daarvan, dat ons U tasbare teenwoordigheid, die versorging aan ons lywe kan voel. Ons is ook vir U lief, Here. Dankie, Here, dat ons U kan ontmoet, ook digitaal, ook met hierdie opname. En selfs al kyk ons na elektroniese opname, is U werklik en is U by elkeen van ons. Mag ons vandag ook U stem hoor, mag ons elkeen die boodskap kry wat U vir ons bedoel. Amen. Ons sluit af met ons Ester reeks en ons gaan lees uit Ester 4, die bekendste gedeelte van Ester, Ester 4 vers 1 tot 17. Ek lees uit die 1983 vertaling. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. Hy het tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan by die poort ingaan nie. In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm en baie het rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koningin Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kon vertel, was sy baie ontsteld. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek in die plek van rouklere, maar hy wou dit nie vat nie. Ester roep toe vir Hatak, een van die koning se paleisbeamptes, wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan, en waarom hy so maak. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer, as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Ester toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedraai. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê, al die amptenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet dat daar net een wet is vir enige een, man of vrou, wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan as hy nie ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek. Dan bly hy lewe. Dit is nou al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra en hy het haar geantwoord. Moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Ester het toe vir Mordegai laat weet, gaan maak al die Jode wat in Susan is bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae dag en nag niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Ons lees tot sover. Nou, liewe vriende, het jy al gehoor van die konsep van die tekens van die tyd? Die tekens van die tyd. Dit speel nogal 'n rol in populêre kultuur. Die studente ken die liedjie Signs of the Times deur die kunstenaar Harry Styles, wat aangrypend mooi is, maar wat treur oor verlies en oor dood. Mense so oud soos ek ken 'n ander Signs of the Times liedjie wat Prins gesing het. En daarin vertel hy weer die storie van vigs en van atoombomme en van orkane wat oor die wêreld woed. TV-programme maak mense soms grappies oor die tekens van die tye. Spotprentjies waarsku dat die einde op hande is. Vir party mense laat die tekens van die tye nostalgies terugverlang
na vergange dae. In party kerktradisies maak mense ook baie van die tekens van die tye. Die storie loop dat Jesus met sy disippels gepraat het oor die toekoms en hy het vir hulle gesê dat in die toekoms, ook dan sal hy ingryp en sy mense red en help. Jesus se vriende wou toe weet, hoe sal hulle kan sien dat hy aan die kom is? Jesus het toe gesê, daar sal verskriklike tekens wees, goed soos oorloë, aardbewings, hongersnood en siektes. Maar as hulle hierdie tekens sien, moet hulle weet, hy is naby. Oor die jare het Christene toe nou lysies gemaak van al hierdie tekens van die tye, wat sal aankondig dat Jesus kom. Hulle het nie net na Jesus se woorde gekyk nie, maar oral in die Bybel gaan rondkrap na nog sulke tekens, tussen die ou profesieë in die Ou Testament, Sefanja en Esegiel, ook natuurlik in Openbaring. En uiteindelik het hulle 'n hele lang kontrolelys gemaak van tekens wat moet waar word en wat sal aankondig dat Jesus naby is. Hulle het gedink dat as daar op 'n dag daarom nou baie vals messiasse is, vreeslike oorloë en ongekende natuurrampe, dan kan Christene met selfvertroue verkondig dat die einde naby is en dat die Here Jesus aan die kom is. Party het die tekens 'n bietjie verder gevoer en gedink hulle kan Jesus se koms versnel deur die tekens 'n bietjie aan te help. Een van die tekens was byvoorbeeld dat mense geglo het dat voor Jesus kom sal al die Jode terugkeer na Israel en sal die tempel herbou word. Nou dis gegrond op 'n bietjie 'n twyfelagtige uitleg van Jeremia 30. Maar party mense het geglo dit moet gebeur. Daarom het hulle beywer vir die saak van Israel en vir sionisme. En hulle het geglo hoe vinniger mens al die Jode kan terugkry in Israel, hoe vinniger kan die Here Jesus weer kom. En so het mense oor die jare snaakse goeders gedoen om die tekens te ontrafel en dalk te verhaas. Al waarsku die Bybel ons dat niemand weet wanneer Jesus sal terugkeer nie. Maar mens kan dit verstaan. Ons mense smag na die Here en verlang daarna dat hy dinge sal omkeer. Maar die tekens van die tye is eintlik iets heeltemal anders. En dis goeie nuus. Die tekens van die tye beteken dat Jesus in alle tye, ook in die donkerste van tye, aan die werk is. Die enigste plek waar Jesus uitdruklik praat van die tekens van die tye, is in 'n troostgesprek in Matteus 16. En daar sal vra die Fariseërs vir Jesus 'n teken, en dan sê Jesus, kyk na my. Hy gee homself, sy dood en sy opstanding, as 'n teken, dat hy ook in ons tyd, in ons tye aan die werk is. In elke oorlog en elke aardbewing, in elke vervolging en ramp, beloof die Here om te kom en om ons te ontmoet. Ons Christene kan in tye, in donker tye, in ons tyd, in tekens van die tye, meer sien as maar net donker wolke en onheil. Ons kan ook raak sien dat die Here kom om ons te red en om ons te versorg. En so keer Jesus gevaarlike dinge om. Hy maak van donker dinge 'n waarborg en 'n teken van sy liefde. Nou die idee van die tekens van die tye en dat dit vir ons wys op God se teenwoordigheid en werk, is eintlik 'n gedagte wat ons al in die Ou Testament kry, in die boek Kronieke. Nou, dit sal interessant wees vir party van julle dat Kronieke geskryf is nogal in dieselfde tyd as die boek Ester. In 1 Kronieke 12 lees ons dan die storie van Dawid, wat die nuwe koning is, wat gesalf is en wat begin opgang maak. En dan is die stamme van Israel nou voor die keuse, gaan hulle lojaal bly aan die ou koning Saul, of gaan hulle die nuwe koning Dawid ondersteun? En dan sê 1 Kronieke 12, dat een van die stamme van Israel, en dis Isaskar, hulle kon die tekens van die tyd lees. En daarom het die kinders van Isaskar besef, dat die Here besig is om met Dawid nuwe dinge te doen, en nuwe planne te maak. En so het hulle vir Dawid ondersteun. Kronieke sê, mense wat die tekens van die tyd lees, is mense wat God se werk raak sien, ten spyte van groot onsekerheid of groot moeilikheid. In Ester se storie sien Mordegai ook vir God raak
in sy en Ester se tyd. Die storie van Ester het so pragtig begin soos 'n sprokie, nê, van die weeskind wat die skoonheidskompetisie wen en uiteindelik koning van Persië word. 4 jaar later kom die moeilikheid as die Haman, vyand van die Jode, 'n gemeene plan maak om hulle almal dood te maak. In hoofstuk 4 is Ester se eie lewe dan in die weegskaal. Sy moet haar lewe waag om vir haar volk in te tree en haar volk te red. Dit is 'n donker en 'n gevaarlike tyd. Maar Mordegai en Ester sien iets anders. Hulle sien iets meer raak. Mordegai is oortuig dat die Here sy volk sal red met of sonder Ester. Maar Mordegai dink ook dat dit nou juis was vir 'n tyd soos die wat God vir Ester koningin gemaak het, sodat sy haar volk kan red. In Mordegai se gemoed is juis hierdie onheilspellende gevaarlike tyd. Wys dit nou juis vir God uit. Verkondig dit dat God aan die werk is. Ester vra weer dat sy en haar mense 3 dae sal vas. Om dit te verstaan, moet ons iets verstaan van Bybelse vas. Ester wil nie vas om nog mooier of maarder vir haar koning te wees nie. Sy vas ook nie om God se arm te draai of te manipuleer nie. Dit is nie 'n soort eetstaking nie. Vas in die Bybel is 'n manier om God raak te sien. Mense vas om al die ander dinge wat dalk te belangrik word, 'n bietjie weg te stoot en om meer op die Here te fokus. Jy vas om 'n besondere ontmoeting met die Here te hê en om sy liefde en sorg weer 'n slag te ontdek. Ester wil met ander woorde 'n spesiale ontmoeting, 'n spesiale ervaring van God hê. Eintlik vir haar en haar mense. En as sy eers weer vir God raak sien, dan is sy nie bekommerd oor haar eie lewe nie. Sy onthou dat sy in die Here se hand is. Sy gee haarself oor aan die Here se wil. 'n Tyd soos hierdie, dalk 'n oënskynlike, skrikwekkende, vreeslike tyd, is 'n wonderlike tyd vir Mordegai. Dit maak sy oë oop om God raak te sien. En Ester maak daarvan sommer 'n heilige tyd. 'n Tyd van ontmoeting, 'n tyd van verdieping, 'n tyd van bevryding. Nou, om terug te kom by ons reeks, liewe vriende, ons het hierdie kwartaal begin met die reeks oor Ester en gesê, Ester is eintlik 'n raaiselspelletjie wat ons nooi om God te soek in Ester se storie en ook God raak te sien in ons eie. En ons het gesê, ons kan iets van God raak sien in Ester se lewe en ook in ons eie lewe en ontdek dat ons aan die Here behoort. Die tweede week het ons gesê, maar ook in ons vriende sien ons iets van God. Daai mense wat ons lewe omring, is ook vensters na God toe. Die derde week het ons gesê, selfs in Hell's Kitchen, daar waar dinge die mekaar is en lekker onderste bo is, daar is die Here aan die werk en kan ons weet dat hy dinge gaan omkeer en gaan goed maak. Maar laasweek het ons gesê, die Here gebruik ook ons eie talente en wysheid. En daarom ontmoet ons die Here in ons studie en in ons werk en in ons groei. Vandag kan ons ontdek dat ons ook in ons tyd, in hierdie tyd, hierdie eerste semester van 2025 die Here kan raak sien. Dit is ook heilige tyd. En in jou dagboek of in jou rooster, te midde van ontstellende nuusgebeure of dalk opwindende planne wat jy het, kan jy weet is die Here aan die werk. En is die Here besig om ook vir jou te ontmoet. In die Rooms-Katolieke tradisie bring hulle nog 'n ekstra dimensie by hierdie nadenke oor die tekens van die tyd. Die Katolieke sê dat as ons vir God raak sien in ons tekens en tye, moet ons ook anders begin dink oor onsself. En moet ons ook, soos ons Here, 'n verskil maak in ons tyd. Nou hierdie kom eintlik na die Tweede Wêreldoorlog, waar die Katolieke kerke twyfelagtige rol 'n bietjie gespeel het. En toe by die Tweede Vatikaanse Konsilie in die 60er jare, het die Katolieke kerk gesê, ons moet nie dink oor onsself. Ons moet 'n nuwe paadjie vir onsself sien. Die kerk het gesê, die tekens van die tye roep ons op om mense te red. Die kerk moet staan vir mense se lewens, vir menseregte, vir randfigure. Die kerk moet hoop, lig en genade vir die wêreld bring. Die tekens van die tyd, sê die Katolieke,
is nie net 'n wonderlike belofte en 'n troos nie, maar 'n appel, 'n oproep om God se werk waar te maak, juis in hierdie tyd. Liewe vriende, in die Griekse wêreldbeeld is daar twee konsepte van tyd. Die een is Kronos en die ander een is Kairos. Kronos dui op die gewone verloop van tyd, van ure en dae en jare. Maar soos ons tyd ken, is hierdie tyd verskriklik en meedoenloos. Dit ontsien niks of niemand nie. In die Griekse mitologie versmelt Kronos eintlik later met Cronus, een van die titane wat sy eie kinders opeet, want dis wat tyd met ons maak, dit verslind ons almal. Maar naas Kronos is daar Kairos tyd. Kairos tyd is gevulde tyd, die regte tyd, beslissende tyd. In Kairos tyd word beloftes vervul en word drome waar. Die aankondigings in die Nuwe Testament borrel van Kairos tyd. Vriende, ek dink ons kan tyd ook, op een van hierdie twee maniere beleef. Tyd kan vir ons soos Kronos wees. Dit kan verskriklik wees, onheilspellend, noodlottig of dalk net te min. Die tekens van die tyd kan jou keel laat toetrek. Of tyd kan vir jou Kairos wees. Tyd kan iets wees waarin jy die Here ontmoet. Ons kan saam met Esther en Mordegai en die kinders van Isaskar beleef dat die Here in ons tyd teenwoordig is. Dat die Here in ons tyd, in ons wêreld, wonderwerke doen. Mag die tekens van die tye vandag ook vir jou 'n besondere ontmoeting met die Here bring. Mag jy sien hoe die Here se planne ook vandag in jou lewe ontvou. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike belofte dat U ook in ons tyd en ons tye is. Selfs al sien ons skrikwekkende tekens, dinge wat ons bang maak, Here, kondig dit aan dat U aan die werk is, dat U aan die kom is, dat U verandering bring. Help ons om soos Esther en Mordegai en kinders van Isaskar verder te sien, meer te sien, U handewerk te sien. Mag ons U ontmoet ook in ons tyd. Mag U ons ook verander in ons tyd, Here, dat ons ook deur ons tyd aangevuur word om lewe te gee, hoop te gee, 'n verskil te maak soos wat U doen. Amen. Liewe vriende, ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal ook in hierdie tyd by jou wees. Amen.